Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Baie welkom by ons tweede boodskap in die reeks oor die vrug van die Gees. Ons het pas 'n wonderlike reeks oor die Heilige Gees gedoen. En daarom voel dit vir my baie gepas dat ons nou kyk na die werk van wat die Heilige Gees binne elke gelowige doen. Die meeste van ons het al baie van die vrug van die Gees gehoor. Miskien is jy ook een van daai mense wat daai hele lys uit jou kop uit ken. Maar die doel is nie dat ons dit net moet ken nie. God wil hê, ons moet die vrug van die Gees leef. Maar hoe gebeur dit? Die vrug van die Gees word nie sterker of beter of meer sigbaar hoe harder ons probeer nie. Dit werk nie so dat jy een oggend opstaan en sê, vandag gaan ek my bes probeer om meer vriendelik of meer geduldig te wees nie. Dis iets wat die Heilige Gees in ons doen. Nou beteken dit dan dat ons maar kan leef soos ons wil en verwag dat die vrug van self een of ander tyd gaan verskyn? Natuurlik nie. Jesus sê in Johannes 15 dat hy die wingerdstok is en ons is die lote. En 'n loot kan net vrug dra as dit aan die wingerdstok verbind bly. En dis op dieselfde manier wat die vrug van die Gees net kan groei wanneer ons naby aan Jesus leef en die Heilige Gees natuurlik die ruimte gee om binne ons te werk. Maar voordat ons verder kyk na wat Paulus in Galasiërs sê, kom ons raak vir 'n oomblik stil in God se teenwoordigheid. Skepper God, baie dankie dat ons vandag weer rondom u woord kan vergader. Here, wanneer ons so in die natuur is, dan word ons opnuut bewus van u grootheid en u skepingskrag. Vader, wanneer ons kyk na hierdie pragtige vrugte aan hierdie bome, dan kan ons nie anders as om te besef dat u die skepper is nie. U is die een wat laat groei. Here, gebruik hierdie fisiese prentjie wat ons vandag hier sien, om die geestelike waarheid in die woord vir ons oop te breek. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou voordat ons die teks lees uit Galasiërs 5, is dit baie belangrik om iets te verstaan. Paulus skryf hierdie woorde nie aan ongelowiges nie, maar aan mense wat reeds die Heilige Gees ontvang het. Maar daar was twee gevaarlike uiterstes wat die kerk bedreig het. Aan die een kant was daar mense wat geglo het dat hulle die wet van Moses moes nakom, elkeen van dit, om vrygespreek te word van hulle sondes en natuurlik deur God aanvaar te word. Maar aan die ander kant was daar mense wat gesê het, wel, ons is nou gered, so ons het genade ontvang, ons kan leef soos ons wil. Maar Paulus sê nee, nie een van die twee is reg nie. Ware vryheid word nie verkry deur 'n klomp reëls wat ons nakom nie,
Maar dit word ook nie gevind deur te doen wat ons wil nie. Dit is nie ware vryheid nie, al voel dit so. Ware vryheid is om deur die Heilige Gees gelei te word. En dis belangrik vir ons tema vandag. Want die vrug van die Gees is nie iets wat ons, soos ek net nou gesê het, met wilskrag gaan produseer nie. Dis die natuurlike gevolg van 'n lewe wat deur die Heilige Gees gelei word. Wanneer die Gees beheer neem, dan begin Jesus se karakter in ons sigbaar word. En met daardie agtergrond en gedagte, lees ons dan nou Galasiërs 5, vers 16 tot 25. Wat ek bedoel is dit, sê Paulus, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheer word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Partykeer voel mense vir Paulus te sê, dis makliker gesê as gedaan, want ons weet, the struggle is real. Maar hy skryf juis hierdie gedeelte, omdat hy weet van die oorlog wat binne elke gelowige aan die gang is. Aan die een kant is daar ons sondige natuur. Paulus sê self in Romeine 7, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. En die slegte wat ek juis nie wil doen nie, dit doen ek. En aan die ander kant van ons sondige natuur is daar die Heilige Gees wat binne in ons woon. Maar ons moenie vir Paulus hier verkeerd verstaan nie. Wanneer ons tot geloof kom, word ons mense, nuwe mense in Christus. Hy sê in vers 24 dat die wat aan Christus behoort, hulle sondige natuur met al sy hartstogte gekruisig het. Al sy hartstogte en al sy begeertes gekruisig het. Maar dit beteken nie die stryd teen die sonde verdwyn oornag nie. En daarom vra Paulus vir ons om deur die Gees te leef en toe te laat dat die Gees ons lewe en ons gedrag bepaal. En dis hoekom hy die werke van die sondige natuur hierso so noem, 'n lang lys in vers 19 en 20. Nie omdat hy wil hê ons moet moedeloos raak nie, maar om vir ons te wys hoe die lewe lyk wanneer ons deur ons sondige natuur beheer word, eerder as wat ons deur die Gees gelei word. En as ons eerlik is en hierna kyk, dan herken ons steeds iets van hierdie stryd in onsself. Dalk gelukkig nie al die dinge op Paulus se lys nie, maar wie van ons was nog nooit ongeduldig nie, of nooit selfgesentreerd of jaloers nie, of wie van ons het nog nooit kwaad of bitter geraak nie. Die stryd tussen die vlees en die Gees is nie iets wat net ongelowiges ervaar nie. Dis 'n werklikheid waarmee elke gelowige worstel. Maar gelukkig hou Paulus nie op by hierdie deel nie. Hy ons nie in die duister oor 'n beter manier van leef nie.
En daarom gee hy vir ons die antwoord van die vrug van die Gees in die volgende verse. Nou hierdie 9 dinge wat Paulus noem is nie 9 los eienskappe nie. Dit is deel van Jesus se karakter, wat die Heilige Gees besig is om in ons te vorm. Nou, dis nie soos om in Fruit and Veg in te stap en te sê, ek wil 'n narkie hê en ek wil nie 'n lemoen hê nie, maar ek wil 'n piesang hê. Nee, die Heilige Gees wil elkeen van hierdie eienskappe wil hy in ons vorm. Met ander woorde, elke geur van die vrug van die Gees behoort deel te wees van die karakter van God se kinders. Maar anders as geestelike gawes wat God aan mense gee om hom en ander mense te dien, groei hierdie vrug binne in ons geleidelik, soos ons in Christus bly. Nou gaan Ruben het verlede week uitgebrei oor die eerste 3 eienskappe wat ons in harmonie met God bring. Liefde, vreugde en vrede. En vandag bespreek ons die volgende: geduld, vriendelikheid en goedhartigheid. Wat ons help om ons in harmonie met ander mense te bring. Of 'n mens kan ook sê, wanneer ons hierdie eienskappe uitleef teenoor ander mense, dan word Jesus se karakter juis daarin sigbaar. So kom ons begin by geduld. Wanneer Paulus hier van geduld praat, dan praat hy nie van geduld wat jy nodig het wanneer jy in die verkeer sit nie. Al is dit moeilik, is dit nog maklik. Want die geduld waarvan Paulus hier praat, is wat jy nodig het wanneer jy met mense te doen kry. Dis wanneer jy die vermoë het om lank met onvolmaakte mense saam te leef, sonder om hulle af te skryf. So die rede waarom geduld deel van die vrug van die Gees is omdat dit deel van Jesus se karakter is. God is geduldig met ons. Hy gee nie vinnig moed op met mense nie. Hy was geduldig met Abraham, met Moses, met Dawid, Petrus en met Paulus en met die Israeliete. En as die Gees hierdie eienskap van Jesus in ons vorm, sal daar dieselfde geduld wat hy met hulle gehad het, al hoe meer ook in ons lewe sigbaar word, wanneer ons met moeilike mense te doen kry. Die volgende eienskap is vriendelikheid. Nou Paulus praat ook nie hier van 'n mooi glimlag wat jy hier en daar met ander mense deel nie. Hierdie woord beskryf iemand wat ander mense gemaklik laat voel, ander mense aantrek na jouself toe. Dis iemand by wie ander mense veilig voel. 'n Vriendelike mens is iemand wat mooi en sag met ander mense praat en op die ou einde 'n aangename geur agterlaat. Vriendelikheid is eintlik baie kragtiger as wat ons dink. Net een vriendelike woord of 'n opregte glimlag of 'n bemoedigende boodskap of miskien 'n sagte antwoord kan iemand se hele dag verander. Ons weet nie altyd waardeur mense gaan wanneer ons met hulle te doen kry nie. En daarom weet ons, 'n vriendelike woord kan iemand se hele dag van sleg na beter maak. 'n Vriendelikheid laat mense goed voel, maar die volgende eienskap is goedhartigheid. En dit gaan nog 'n treetjie verder. Dis wanneer vriendelike gevoelens hande en voete kry. Dis nie wanneer ons net omgee nie, maar ook iets doen aan die behoefte wat ons rondom ons raak sien. Kom ek noem 'n paar praktiese voorbeelde. Jy hoor dalk een van jou vriende gaan deur 'n moeilike tyd. En vriendelikheid stuur 'n boodskap of jy bel en hoor hoe gaan dit. Jy sê ek dink aan jou. Maar goedhartigheid, kook 'n ete en neem dit vir hulle. Of die volgende voorbeeld kan wees, jy sien iemand by die werk wat nuut is of iemand by die kerk wat jy nog nooit voorheen gesien het nie. Vriendelikheid gee 'n glimlag vir die persoon wat alleen staan. Maar goedhartigheid gaan die treetjie verder. Goedhartigheid gaan sit langs die persoon, begin gesels of nooi die persoon om by julle groep aan te sluit. Ons moet ook onthou,
dat hierdie eienskappe nie uitsluitlik by gelowiges voorkom nie. Ons almal ken ongelowige mense wat nie vir Jesus ken nie en nie vir Jesus volg nie, maar wat ook vriendelik is en baie geduldig is of ook goedhartig is. Maar Paulus praat nie hier van net 'n paar mooi karaktereienskappe nie. Hy praat hier van die vrug van die Gees. Hy praat van die karakter van Jesus, wat deur die Heilige Gees in ons gevorm word. En daarom is die vrug van die Gees nie iets wat ons self kan produseer of inoefen nie. Het maak nie saak hoe hard ons probeer om dit 'n werklikheid in ons lewe te maak nie. Dis die Gees se werk. Dit groei wanneer ons in Christus bly en die Gees toelaat om ons te lei. Die vrug is die resultaat van 'n lewende verhouding met Jesus. En die Gees is eintlik die karakter van Christus wat sigbaar word in die lewe van 'n gelowige. Hoe meer ruimte die Gees kry, hoe meer begin mense iets van Jesus in ons raak sien. Soos 'n loot in die wingerdstok moet bly om vrugte te dra, so moet ons ook in Jesus Christus bly, sodat sy Gees die goeie werk in ons kan doen. En nou wil ek jou vandag vra, hoe weet 'n mens of die Heilige Gees besig is om Jesus se karakter in ons te vorm? Onthou, dit gaan nie oor hoeveel Bybelverse jy uit jou kop uit ken nie. Dit gaan ook nie oor hoeveel keer jy kerk toe gaan nie. Dit vermeerder nie die vrug van die Gees nie. Dit gaan ook nie oor hoeveel geestelike ervarings jy al gehad het nie. Dit gaan veel eerder oor, as ek terugkyk oor die jaar of selfs oor die maand wat verby is ek 'n vriendeliker mens of 'n meer geduldige mens as vroeër? Is ek vriendeliker teenoor die mense wat niks vir my kan teruggee nie? Of is ek bereid om iets te doen wanneer ek nood raak sien wat ek nie voorheen gedoen het nie? En wanneer die Heilige Gees beheer neem en leiding neem, word die karakter van Jesus sigbaar in die manier waarop ons ander mense behandel. Geduld, vriendelikheid, goedhartigheid is nie net mooi eienskappe wat ons almal graag wil hê nie. Dis die lewe van Jesus wat deur gewone mense begin skyn. En dalk is die vraag waarmee ons vandag moet afsluit. Wanneer mense vir my en vir jou weer raakloop, gaan hulle vir ons raak sien? Of gaan hulle vir iets van Jesus binne ons raak sien? Ek wou self die pad uitwerk, met my eie krag probeer. Meer reëls, meer planne, meer beheer. Maar my hart het leeg gebly, o Heer. Toe wys U my 'n beter weg, nie deur my wil of eie mag, maar deur U Gees wat in my leef, wat my elke nuwe dag verander. Daar's 'n oorlog in my binneste, tussen vlees en gees elke dag, maar U roep my nader, nader, om in U liefde vas te staan. Wys my Jesus in my lewe, vorm sy hart diep binne my. Laat sy liefde deur my skyn, dat die wêreld hom kan sien. Gee my geduld vir moeilike mense, vriendelikheid wat hoop laat groei, goedhartigheid met hande en voete. Heilige Gees, leef deur my. Soms raak ek moeg van die stryd, van my foute en my seer, maar U gee nooit moed op met my. U genade dra my weer, so leer my om soos U te leef, om ander deur U oë te sien, om nie net mooi woorde te praat nie, maar die liefde uit te deel. Wanneer ek val, is U steeds besig
besig om te bou, elke dag meer soos die Here, meer van hom en minder van my. Wys my Jesus in my lewe, vorm sy hart diep binne my. Laat sy liefde deur my skyn, dat die wêreld hom kan sien. Gee my geduld vir moeilike mense, vriendelikheid wat hoop laat groei, goedhartigheid met hande en voete. Heilige Gees, leef deur my. Nie deur wilskrag nie, nie deur eie krag nie, maar deur die Gees wat in my woon. Nie net vir Sondag, nie net in die kerk nie, maar elke dag waar ek ook gaan. Wys my Jesus in my lewe, vorm sy hart diep binne my. Laat sy liefde deur my skyn, dat die wêreld hom kan sien. Geduld, vriendelikheid en goedheid, as die vrug van die genade groei. Heilige Gees, neem beheer oor my, tot mense Jesus sien in my. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Hemelse Vader, baie dankie vir die waarheid in U woord. Here, baie dankie dat ons kan weet dat wanneer ons naby aan U bly, dat U Gees in ons werk om hierdie karaktereienskappe van Jesus 'n heerlike waarheid in ons lewe te doen, in ons lewe te bewerk. Vader, ons wil baie graag Jesus se karakter met die wêreld deel. Help ons om dit te doen. Help ons om in sy teenwoordigheid te leef. Want Here, wanneer U Heilige Gees in ons werk en wanneer ons toelaat dat U Heilige Gees ons lei, dan kan ons nie anders as om gevorm te word en hierdie wonderlike karaktereienskappe van Jesus deel van ons leefstyl te maak nie. Mag ons U trots maak oor die manier waarop ons U Seun se karakter vir die wêreld wys. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het en saam met ons uit die woord van die Here geleer het. Paulus was reg. Ons wil almal graag vry wees. Maar ware vryheid kom nie deur 'n lys reëls na te kom om so aanvaarbaar te wees vir God nie. Ware vryheid is ook nie, al dink ons baie keer so, om te leef soos ons wil nie. Ware vryheid in Christus is wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees in ons werk en ons lei om te leef soos wat Jesus op aarde geleef het. Kom ons doen dit. Kom ons laat toe dat hy binne in ons werk. En kom ons maak ons Hemelse Vader trots op hoe ons sy Seun vir die wêreld wys. Groetnis tot 'n volgende keer. Totsiens. Nie deur wilskrag nie, nie deur eie krag nie, maar deur die Gees wat in my woon. Nie net vir Sondag, nie net in die kerk nie, maar elke dag waar ek ook gaan. Wys my Jesus in my lewe, vorm sy hart diep binne my. Laat sy liefde deur my skyn, dat die wêreld hom kan sien. Geduld, vriendelikheid en goedheid, as die vrug van die genade groei. Heilige Gees, neem beheer oor my, tot mense Jesus sien in my. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.